JMath. Die kwadratiese formule gaan ons bespreek in hierdie video. En ietsie wat baie wreed in wiskunde is in graad 9 leer jy hoe om 'n 3-term te doen. Of baie mense was dit nogal moeilik, maar party het dit regtig gesnap. In graad 9 3-terme is eintlik regtig maklik. Toe in graad 10, toe bring hulle nou 'n A-waarde in en toe word dit regtig moeilik en baie mense het hierso van die bus afgeval en ja, of 'n spesiale kalkulator gekoop of net opgegee op 3-terme. En dan los hulle dit al die pad tot nou toe in graad 11 om vir jou 'n ander manier te leer wat actually enige 3-term kan oplos of die ding nou mooi faktore het of nie. So ek wens regtig mense kan hierdie al leer aan die begin van graad 10, maar ongelukkig leer jy dit nou eers. So onthou, as jy enige 3-term het wat te groot is, wat jy nie die faktore kry nie, of wat hulle vir jou sê hierdie ding gaan op desimale getalle eindig, dan gebruik jy hierdie formule. En van nou af mag jy dit met enige 3-term gebruik, of hy maklik of moeilik is. Nou daar's 'n paar stappe wat jy moet volg. So die eerste stap is jy moet jou 3-term in standaard vorm skryf. Beteken die kwadraat term moet voor wees, dan die term wat net 'n x het en dan die konstante term. En dit moet is gelyk aan 0 wees. Dan sal ek altyd voorstel maak jou lysie. So in hierdie geval as ons kyk na som nommer 1, A sal net 1 wees, B sal 8 wees en C sal min 15 wees. So baie belangrik, ek moet die teken wat links van dit is saamvat. So dis hoekom C minus 15 is en nie net 15 nie. Nou gaan ek dit by die formule gaan invervang. So hierdie gaan punte tel. Jou juffrou gaan nie noodwendig vir jou punte gee omdat jy net die gewone formule neerskryf nie. Sy gaan vir jou punte gee omdat jy dit reg invervang het en dan omdat jy jou antwoorde reg in die regte formaat volgelos het. So guys, as ek dit nou invervang, dan gaan ek sê minus B wat 8 is plus minus die vierkantswortel van B kwadraat minus 4A en dan C. Dit alles op 2A. So nou gaan jy, partykeer tel jy 'n punt, partykeer tel dit nie 'n punt nie, maar wees maar net voorbereid en doen dit maar eerder. So ek wil net die binnekant van die wortel wil ek net bietjie vereenvoudig. Dalk tel dit 'n punt op die memo. 8 kwadraat is 64 en dan minus 4 maal minus 15 gee vir my minus 6 of plus 60. So 64 plus 60 gee vir my 124 en dit alles op 2. So nou, as ek dit in my sakrekenaar gaan insit, gaan hy vir my 2 antwoorde gee. So jy moet nou baie mooi kyk, wat sê die som vir jou? Sê die som vir jou, los dit in wortelvorm, dan is ek klaar. Ek kan hom dalk net intik en kyk of hy kan vereenvoudig. Maar gewoonlik sal dit sê, los jou antwoord tot 2 desimale plekke. So dan gaan ek op die sakrekenaar dit intik, eers met 'n plus, dan met 'n minus of andersom, en dan gaan hy vir my sê 1.57 of x is gelyk aan minus 9.57. So kyk net mooi of hulle dit soek in wortelvorm of desimale vorm. Kom ons doen gou nog 'n voorbeeld. So ek gaan begin deur om te kyk, is hierdie in standaard vorm? En nee, hy is actually nie in standaard vorm nie. So 4x kwadraat minus 12x minus 15 is gelyk aan 0. Daai is my standaard vorm. So nou kan ek my lysie maak. A is gelyk aan B is gelyk aan C is gelyk aan, kan sien is 'n 4, is 'n min 12 en is 'n min 15. Nou kan ek dit in die formule gaan invervang. So as ek invervang, gaan ek sê minus, en onthou jou hakies, minus B, en dan B kwadraat minus 4A, C alles op 2A. Weereens gaan ek nou net so klein 'n bietjie vereenvoudig, so plus, minus, en as ek daai in my sakrekenaar sit, gaan ek sê 144 plus 240 gee vir my die vierkantswortel van 384 en dit alles op 8. So as ek dit in my sakrekenaar intik, gee hy vir my die antwoord is 3,95 of die ander antwoord minus 0,95. Kom ons kyk nou nog moeiliker variasies. Voor ons by hierdie som die formule kan gebruik, moet ons nou eers gaan inmaal en vereenvoudig. So, gaan eers die hakkie uitmaal. Dit gaan vir my gee x kwadraat, min 4x gee vir my min 8x, en dan minus 4 maal minus 4 gee vir my plus 16. Regterkant 8x plus, nie 60 nie, 120. Ok, nou kan ek die 3 gaan inmaal, 3x kwadraat min 24x plus 48. Ek gaan die andersomme oorvat, minus 8x minus 120
is gelyk aan 0 en dit sê vir my drie term eindig dan op as 3x² minus 32x en dan minus 72. Nou kan ek sien wat A, B en C is. A is 3, B is minus 32 en C is minus 72. So as ek nou in die formule in vervang, kan ek sê min B en dan B² min 4A maal C alles op 2A. Dit gee dan vir my positief 32. Daai vereenvoudig gee vir my 1888 op 6. En as ek dit in die sakrekenaar gaan sit, sê hy vir my die antwoorde is minus 1,91 en 12,58. Ons begin deur om in standaardvorm te skryf. So 3x² minus 9x plus 17 is gelyk aan 0. So as ek by hierdie som kyk, wat is A, B en C, kan ek sê A is gelyk aan 3, B is gelyk aan minus 9 en C is gelyk aan 17. Nou kan ons dit net invervang in die formule. So minus B en dan B² minus 4AC alles op 2A. Nou as ons vereenvoudig gaan ons sien, okay, so 9 plus minus, so die binnekant van die wortel is 81 minus 12 maal 17 gee vir my 204 op 6. So nou in vereenvoudigde vorm kan ek sê dit is 9 plus minus die vierkantswortel van minus 123 op 6. Nou moet daar groot rooi ligte aangaan, daar mag nooit 'n minus onder 'n wortel wees nie. As ek dit op die sakrekenaar geïntik, gaan hy dadelik vir my sê math error, en as dit gebeur met hierdie tipe somme, skryf jy baie groot vir jou onderwyser, geen oplossing. So nie van toepassing nie, geen oplossing, want wiskundig kan dit nie uitwerk nie. Ons sê julle, so daai is die manier hoe jy van nou af 3 terme gaan doen as jy nie die hakies dadelik kan sien nie, of as hulle vir jou sê dit moet tot desimale plekke afgerond word. Die kwadratiese formule. If this video helped you, please like and subscribe. JJ man.